Ek sit vanmôre hier onder die tent en ek is seker jy kan hoor hoe die reën val en dit is net absoluut amazing vanoggend om die handewerk van Jahwe te aanskou en sy seëninge te kan ervaar. My gebed vir jou vandag is dat die reëns van Heilige Gees vandag in jou lewe sal kom val en dat jy benat sal word vanweë Abba Vader se goedheid, sy guns en sy genade. Dankie dat jy ingeskakel is by Herbou saam met Rian. En ek eer net Abba. As ek net dink aan wie hy is en sy goedheid, dan raak ek bewoe. Regtig, my hart is opgewonde en ek het 'n blydskap in my binneste van wie Abba Vader is, die skepper van hemel en aarde. Weet jy, sy liefde word aan ons bewys. Elke dag. Sy liefde word aan ons bewys. En dis belangrik dit wat ek nou gaan sê. Jy moet nou mooi luister. Ek het dit besef in hierdie week, dat liefde het niks te maak met die woorde wat jy spreek. Liefde het niks te maak met jou woorde, want so maklik kan mense sê, maar ek is lief vir jou, maar die hart is nie reg. So maklik kan mense sê, ek is lief vir jou, maar die optrede spreek van iets anders. So, ek weet dat Abba Vader het ons lief. Ek weet dit, hy het my lief en daardie liefde word omgesit in 'n daad. So hy sê nie net in sy woord dat hy het my lief nie. Hy het 'n spesifieke daad verrig deurdat Yeshua gekom het en vir my gesterwe het terwyl ek nog 'n sondaar was. So ek het hom nie geken nie. Ek was nog ver weg verwyder van hom. En toe hy op die folterpaal sterwe, het hy my en jou in gedagte gehad. So dis baie belangrik om te weet dat liefde is nie net woorde nie. Liefde is 'n daad. Ek ervaar hierdie week, ek dat iemand bring vir my iets. En net die feit dat iemand dit vir my gebring het, bring dit by my gedagte dat hierdie persoon het aan my gedink. Hierdie persoon het aan my gedink. En hierdie persoon bring iets vir my en ek vat dit en ek geniet dit en die oomblik toe ek dit vat, toe besef ek maar hierdie is hierdie persoon se liefde teenoor my. Hierdie persoon se liefde en die optrede van waardering en liefde wat nou aan my gegee het. So dis regtig amazing wat Abba Vader doen op 'n daaglikse basis deur mense. So hy het hierdie persoon gebruik om my te aan te spoor en my die gedagte te gee dat liefde is nie woorde nie, maar liefde is 'n daad. En net so as ek byvoorbeeld by 'n winkel instap en ek koop gou ietsie en ek weet my vrou is by die huis en ek loop verby haar rak en ek dink my vrou gaan hiervan hou. Dan koop ek dit vir haar, want weet jy wat, sy is in my gedagtes, sy is in my hart, en daardie liefde vir haar veroorsaak dat ek 'n daad doen. Nou kom die woord in 1 Korintiërs hoofstuk 13 en hy praat van liefde. En hy praat dat liefde verskeie dinge is en dit help nie ek sê ek het al hierdie goed en ek het geloof en ek kan die tale van engele praat, maar ek het nie die liefde nie. So, die liefde is nie net woorde nie, die liefde is 'n daad wat ek uitvoer, wat vir iemand anders te gaan bewys dat ek dink aan daai persoon, ek is lief vir daai persoon, ek waardeer daai persoon. So dis wat liefde is, en ek het dit ervaar hierdie. So mag jy jou lewe herbou op so wyse, mag jou lewe so funksioneer dat jy altyd 'n liefdesdaad sal doen. Want dit gaan nie net oor ons woorde nie, want baie keer praat ons en ons harte is nie saam met dit. En mense is nie stupid. Ek vat maar myself en ek weet jy ook, mense is nie stupid nie. Mense weet presies wanneer jou hart nie in 'n saak is. Dis hoekom Yeshua sê, as jy my lief het, Johannes 14 vers 25, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Okay, so as ek vir Yeshua lief het, dan moet ek my liefde aan hom bewys. Hoe doen ek dit?
deur 'n daad. So om gehoorsaam te wees is 'n liefdesdaad. Om gehoorsaam te wees aan sy gebooie, sy insettinge, sy verordeninge is 'n liefdesdaad. En dis hoe ek my lewe herbou op 'n daaglikse basis, is om in te kom in Vader se teenwoordigheid. En om seker te maak dat ongeag wat gebeur, gaan ek elke dag my liefde aan hom tentoonstel deur gehoorsaam te wees, deur sy gebooie uit te voer. En is net so ook teenoor mense, want nou sê die woord, hy sê daar is daar's twee gebooie, of die belangrikste gebod en die een wat naaste aan hom is jy met Jahwe jou Elohim lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, met al jou krag. Tweedens, wat hiermee gelyk staan, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. So hoe gaan ek daardie liefde tentoonstel? Deur woorde? Nee. Ek kan vir my vrou sê elke dag, ek het haar lief, maar as ek dit nie bewys nie, gaan sy naderhand vir my sê, maar hoorie, so jy lieg. Jy lieg, jy het my nie lief nie, want jy doen die teenoorgestelde, jy sê dalk, maar ek het nog nie een keer hierdie week, of hierdie maand, of hierdie jaar, beleef dat jy jou liefde aan my bewys. En dis wat Vader wil hê ons moet doen. Ons moet ons liefde aan mense bewys. Want liefde is nie net woorde nie, liefde is 'n daad. So mag jy in hierdie Vrydag, mag jy aangespoor word om 'n daad te doen, om te wys dat nommer 1, jy het Jahwe lief. Nommer 2, dat jy ook jou medemens, dat jy 'n liefdesdaad sal doen vir die in jou huis, vir jou vrou, vir jou man, jou kinders, jou familie, dat jy 'n liefdesdaad sal doen, net om te sê, weet jy wat, ek dink aan jou, en ek het jou lief. En ons baie kere wat ek dalk dinge doen, en ek doen dinge, nie omdat ek iets daaruit wil bereik nie, maar omdat ek regtig hierdie persoon, of dalk my vrou, of my familie, of wat ook al, in my hart het, en vanweë my liefde, gee ek, of ek doen iets, of ek praat met hulle, of ek gee my waardering deur, want dis 'n daad. So dit help nie, ek sê vir iemand, hoorie so, ek het jou regtig lief, maar ek praat 1 keer 'n maand, of 2 keer 'n maand, of dalk 1 keer 'n jaar met daai persoon, want dan jy nie daai persoon lief nie, want liefde is 'n daad. En is so belangrik om in daai liefdesdaad te gaan, net soos wat Yeshua. Ek meen as die woord vir ons gesê het, van die begin af, van Genesis, regdeur, dat Jahwe het ons lief, en Yeshua het nie gekom, en hy het nie gesterwe op 'n folterpaal, oor die periode van Pesach, en hy het nie sy lewe vir ons afgelê nie, dan het daai woorde niks beteken nie, want die feit dat Jahwe vir ons sê, maar my kinders, ek het julle lief. Julle moet vir my 'n volk wees, en ek sal vir julle 'n God wees, deur die feit dat hy dit doen, en dit gesê het, en dan vir Yeshua stuur, om sy lewe af te lê, is 'n liefdesdaad. En daardie daad, bring iets in ons lewe. Nou kom ons tot die besef, dat Yeshua het ons werklik waar lief, want hy het sy lewe afgelê vir my en vir jou. So hoe gaan jou familie weet? Hoe gaan jou gesin weet? Hoe gaan jou vrou weet? Hoe gaan jou man weet, dat jy het waarlik liefde in jou hart teenoor hulle? Doen 'n liefdesdaad, want daai daad sal bewys dat daar's waarlik liefde in jou lewe. Nou ja, dis my storie op hierdie nat Vrydagmôre. Mag jy geseënd wees, mag die hand van Jahwe geopenbaar word op jou lewe, en mag jy aangespoor word vandag tot 'n liefdesdaad vir iemand in jou lewe. Nou ja, van my kant af, Rian Abreed, was baie lekker om met jou te gesels. Tot volgende keer, Shalom.